Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe en ons kom bid dat U vanoggend ook deur die woord met ons gaan kom praat en dat ons ook U woord sal nie net lees nie, dat ons nie net hier by mekaar is nie. Here, ja, ek sê dankie vir die sang, ek sê dankie vir Gili en Jewe en Dien wat vanoggend 'n swaar las op hulle skouers gedra het om net die 3 van hulle dan ook te begelei, maar ek verstaan ook, Here, dat daar tye wat mense bietjie moet afwees en bietjie ook moet in 'n roetine ingaan van rus. En terwyl die kinders ook op skoolvakansie is dit goed ons as gesinne bietjie kan net rustig wees en so aan. En ek wil kom bid dat U ook met elkeen van hulle sal wees. Dankie vir die aanbiddingstyd. Ek dink as ons regtig opgelet het vanoggend wat ons sing, elke woord ingeneem het, Here, daar's motiverende songs gewees wat ons sê, op U woord sal ek 'n ark bou, op U woord sal ek uit die boot klim, op U woord sal ek dinge doen, Here, dit is geloof. Maar dan het ons ook gesê, Here, dat ons dat hoe groot U is en dat U ons deurdra, en ons het ook nou in die laaste song het ons U naam uitgespreek van die berge af en oor depressie en oor siektes en oor tekortkominge. En ek weet, Here, hier sit baie mense hier met verskillende dinge wat met hulle gebeur en verskillende omstandighede. Hier sit mense hierso, Here, met baie groter probleme as wat ek ooit kan hê. En ek besef maar net, Here, dat elkeen van ons is besig om 'n journey te loop en ons verstaan nie altyd nie. Ons het nie altyd al die antwoorde nie. Ons het nie altyd al die kennis en die pag om alles te weet nie, maar ek weet, Here, dat ek ten spyte van enige iets kan ek altyd terugval op U genade. Ek kan op U staat maak om my te dra deur donker tye. En partykeer is dit nie hoe ek dit wil nie. Partykeer is dit nie hoe ek dit beplan het in my kop nie. Partykeer is dit nie hoe ek dit sien nie. Partykeer is dit nie hoe ek dit in my hoe ek dit sou gedoen het nie. Maar U weet beter. En daarom, Here, wil ons ook dit wat ons nou gedoen het, om nie net 'n gebedslys te hê en mense se name op 'n lys te sit nie, maar dit vir my belangrik is dat ons nie net mense se name noem en aanneem dat mense vir hulle gaan bid nie, maar dat ons vanoggend weer bietjie 'n gesig en 'n naam by mekaar kon sit en werklik as gemeente in geloof na U toe kom en U vertrou vir groot genesings. U vertrou, Here, vir U ingryping. Wil ons kom bid dat ons, my gebed vanoggend is dat ons U sal verstaan, dat ons U wil sal verstaan en dat U verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Driekus Du Plessis het gesê, en hy het hierdie woorde famous gemaak, hulle weet nie wat ons weet nie. Né? Julle, dit laat my nagte wakker lê. Want wat weet hulle wat ons nie weet nie? Is ek deel van die ons? Wat is ek veronderstel om te weet? Wat ek dalk nie weet nie. Dalk dink ek weet wat hulle weet, maar ek weet nie wat hulle weet nie. Hoe weet ek hulle weet wat ek weet en ek weet nie wat hulle weet nie? En dit maak my te mekaar. Want sê nou hulle weet iets wat ek nie weet nie, of ek weet iets wat hulle nie weet nie, en ons sê nie vir mekaar nie. En sê nou ek dink ek weet, maar ek weet nie, en hulle dink ek weet, maar ek weet ook self nie. Vir wie moet ek vra of ons weet wat hulle weet? Want nou weet hulle iets wat ons nie weet nie, maar ons weet nie hulle weet dit nie. Het jy al ooit daaraan gedink? Hoe weet ons wat hulle weet? Wat weet hulle? Is ek deel van hulle? Of is ek deel van ons? Dit laat my wakker lê, amper soos, hoeveel strepsels moet 'n giraf drink as hy keelseer het? As hy reflux kry, tot hoe hoog gaan dit? As 'n giraf seer het in sy keel, hoe seer is dit? Dis goed wat 'n mens laat wakker lê. Ek wil net vir julle gewys dat my brein is alright. Dink ek? Julle, ek wil vanoggend met jou praat oor engele verklaar 'n man as 'n Messias. En miskien het ek Driekus Du Plessis se woorde bietjie misbruik vanoggend. Maar aan die ander kant wil ek vir jou sê, hulle, en nou praat ek van die engele, het iets geweet wat ons nie weet nie. Van die begin af. Hulle weet goed wat ons nie weet nie. Hulle twyfel nie in God se mag nie.
Hulle twyfel nie in God se almag, sy krag, sy majesteit, wie en wat hy is, wie God is nie. Hulle twyfel nie eers en hulle twyfel nie eers in waarvanaf God kom nie. Want dit is nie belangrik in die realm of in die plek waar hulle bly, is hierdie vraag nie relevant nie. Want hulle het God gesien vir wie en wat hy is. Hulle sien God. En daarom kon die engele verklaar dat Jesus is die verlosser. Hulle kon onomwonde verklaar dat hy die Messias is, alhoewel die mense op aarde dit gemis het. So hulle weet iets wat ons nie weet nie. Ek wens ons het geweet wat hulle weet. Hulle kan dalk sê, hulle weet nie wat ons weet nie. En hoeveel keer kom ons in omstandighede wat ons dalk twyfel in wie Jesus is? Nou sê ek nie jy is ongelowig nie, want as ek begin om dit te sê, gaan jy vir my sê, ja maar Marius, die ongelowiges weet nie wie Jesus is nie. En jy's reg. Mense wat nie glo nie, of mense wat aan 'n ander geloof as jy is, hulle kan dalk glo dinge wat ons nie glo nie, of weet wat ons nie weet nie, of mis wat ons weet. Maar wat mis ons? Ons ry verlede jaar in Desember, die kleinkinders is in die kar, nou moet 'n mens ons die pad verby kry. Nou is ons daar in Zululand, daar in die noorde van Natal, ry ons daar, en nou kom al daai vrae, jy weet, hoe ver nog, en wat nou, en wat ook al, en dan probeer jy nou met hulle allerhande speletjies te speel, om sekere goeders te doen, dat hulle ook nou maar, dat die pad vinniger verby gaan, so op Salome kom toe op 'n stadium met so 'n speletjie uit, van kom ons soek rondehuisies. En as ons rondehuisies sien, dan moet ons nou sê, vir mekaar. En die klein Diwan is 'n klein terggees, dis nou Zanael se seentjie, hy's 'n regte klein terggees. En dan sê ons vir hom, Diwan, het jy dit gesien? En sy, nee, ek het dit gemis. En dan sê hy vir sy sussie, ek het dit gesien, jy het dit gemis. Né? En daai ding het nou gesegde geword en 'n speletjie geword. Ons praat van het jy dit gemis. Nou, partykeer as ek dink aan wat die engele weet, dan voel ek ook ek mis dalk. Ek mis uit op ek het dit gemis. Ek is so bang ek mis iets van wie Jesus werklik is. En nou kan jy vir my sê, Marius, jy's 'n teoloog, jy's 'n predikant. Hoeveel jaar ondervinding het jy as predikant en alles, en waarvan praat jy nou? Maar my vraag is, wat mis ons partykeer van Jesus? Want my perspektief van wat en wie Jesus is dalk anders as die engele sinne. Hulle het hom eerstens ervaar, van sy geboorte af, tot en met sy hemelvaart, het hulle nie getwyfel en seker goed waaroor ons twyfel nie. Wie het eers besef wie Jesus is? Was dit dalk Maria? Was dit Maria wat dalk op 'n stadium gekyk het en gesê het, hierdie laaitjie is anderster? Was sy dalk die eerste een wat besef het, this is different? Of was dit dalk sy pa Josef? Was dit dalk Maria Magdalena? Wat toe hy die 7 duiwels uit haar uitgedryf het, dat sy besef het, wow, hier's krag. Wie was dit gewees wat eerste besef het wie Jesus is? Wie hy werklik is? Nie wat ook al nie. Was dit Johannes gewees, die doper? Was dit Elisabeth toe die kind in haar amper 'n bolletjie gemaak het aan haar maag, toe sy van Maria sien en sy ontmoet die moeder van die verlosser? Ek dink die engele het besef. En ek het vir jou surprise, die demone besef wie hy is. Die skepping weet wie hy is. Want die skepping is gehoorsaam toe God gesê het, laat daar lig wees. Toe God uit niks uit nie iets geskep het wat nog nooit bestaan het nie, laat selfs die scientists en die wetenskap en die moderne mens nie dit kan uitwerk. Ons kry nou skoppe rondom hierdie goed, van hoe kan iets uit niks uit bestaan nie. En jy kan aan baie dinge glo, en jy kan met my verskil daaroor, maar
dis sulke goeders wat belangrik is, dat ek en jy as kinders van die Here sal besef wie Jesus is. Nou kom ek lees gou vir julle 'n vers, en ons gaan baie verse vandag, gaan ek vir julle wys, maar Handelinge 1 vers 10 en 11, ons is besig met die so by the way, in ons boekies, as jy 'n boekie het, ons is op bladsy 38 en 39 vandag, so jy kan daarna verwys. As jy nie 'n boekie het nie, moet jy asseblief sê, en dan gee ons vir jou 'n boekie. Dis gratis, verniet en sonder kostes. Jy kan vir jou so Bybelstudie boekie kry. Ek sal later weer na hom te verwys. Jy kan jou aantekeninge daarin maak. Maar kom ons kyk gou na Handelinge 1 vers 10 en 11. Hy sê, en toe hulle, dis nou die disippels, nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Was daar enige twyfel by die engele oor wie Jesus is? Glad nie. Hulle erken hom as verlosser, hulle erken hom as koning, hulle erken sy wederkoms. Hulle erken dat dit wat hy gedoen het is onafgehandel. Hy het nie net gesterf aan die kruis en nou kan ons almal gered word en dis okay en nou kan ons maar net aangaan met ons lewens nie, want Jesus het ons vir ons gesterf, soos wat daar in sekere kerke gepreek word, waar daar gepreek, jy kan Jesus aanneem en dan kan jy maak wat jy wil. Wat nie waar is nie. Hierdie engele het iets besef wat ons nie weet nie. En my vraag was gewees, wat mis ons van Jesus? Wat is my perspektief? En jy kan vir my sê, Marius, maar jy moet eintlik hierdie boodskap nou vir ongelowige mense bring, nie vir my nie. Ek is gelowig, ek stap 'n pad met die Here. Maar ek wil vir jou vra, hoe ervaar jy Jesus? En wat is jou perspektief oor waarom en wie? Eerstens, waarom Jesus na die aarde toe gekom het en wie Jesus werklik is. Want ek dink ons het baie keer 'n wanpersepsie. Ons wil in 'n voordelige verhouding met Jesus staan, maar wat ons daaruit kan kry. Jesus moet my beskerm. Jesus moet my help. Jesus moet vir my voorsien. Jesus moet my bystaan in moeilike tye. Jesus moet my genees. Jesus moet my. En dit is die eensydige, terwyl hy reeds gesterf het, reeds gedoen het. Reeds alles wat ek nodig het, in die naam van die Vader vir ons gee. Elke geestelike gawe in die hemele is vas in Christus, sê die woord. Ons het alles in sy naam. So wat mis ons? En ek dink hulle weet wat ons nie weet nie. Dis nou die engele. So, as jy na jou Bybelstudieboekie gaan kyk, ons is vandag, al die Bybelstudies, onthou, al het jy van die preke gemis, kies, jy kan nog steeds, hierdie is Bybelstudies wat jy op jou eie kan gebruik, en ek gaan nie preek wat in die boekie staan nie, want dan gaan mense vir my sê, as geen rede om in kerk te kom, want ek het die preek klaar in die boek. Jy, surprise. Ok. Hierdie is 'n hulpmiddel met dieselfde tema, maar ek wil jou aandag vestig op hierdie gedeelte. Die laaste gedeelte, punt 3 van ons Bybelstudie, die oproep om in afwagting te leef vir sy wederkoms. Ouens, ek wil vir julle sê, ek wil vir jou vra, ek dink een van die dinge wat kinders van die Here mis, is dat ons leef nie in afwagting op God se koms nie. Ons leef nie asof hy vandag kan kom nie. Ons leef nie asof hy môre kan kom nie. Ons leef nie met daai verwagting nie. Weet jy, daar is selfs 'n kroon wat aan die kinders van die Here beloof word, wat as ons voor die regterstoel gaan verskyn, die kroon wat uitgedeel word vir hulle wat die wederkoms van Christus liefgehad het. Dat jy leef asof Jesus gaan terugkom vandag. Dat jy jou lewe so sal inrig, dat jy, en ek dink dis iets wat in my kop vassteek, en ek weet nie of dit is wat nie, maar daar's iets wat in my wakker geword het, wat ek met jou wil oordra, dringendheid in my hart om met jou te sê, leef ons asof Jesus gaan terugkom. Of leef ons maar net? Gaan ons net deur die emotions?
Hierdie engele het iets geweet wat ons nie weet nie, maar ek moet nou by my punte uitkom. Maar ek wil hê jy moet hierdie Bybelstudie gaan doen. Daar's 'n paar punte, die werklikheid van sy vertrek, die belofte van sy wederkoms en dan ook die oproep om in afwagting te leef vir sy wederkoms is baie belangrik as 'n mens na hierdie spesifieke gedeelte in Handelinge 1 vers 10 en 11 gaan kyk. Nou, jy moenie de mekaar raak nie. Ek gaan vandag vir jou baie verse gee, né? En baie van hulle gaan vers 10 en 11 wees uit verskillende boeke. Dis net amazing. Ek het eendag so 'n reeks gedoen oor die 3 vers 16s. Weet nie wie van julle kan dit onthou nie. Al die 3 vers 16s in die Bybel. Dit is amazing hoe die Here, die woord is eintlik vir my so lewendig. Maar anyway, behalwe nou vir Handelinge 1 vers 10 en 11, kan jy ook gaan kyk na, en ek wil, my eerste punt wat ek met jou wil maak is, die engele verklaar sy identiteit. En ek dink, kom ons ondersoek eers Jesus se identiteit voor ons aan kan gaan. So, behalwe vir Handelinge 1 vers 10 en 11, wil ek jou ook verwys na Lukas 2 vers 10 en 11. Die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Was daar twyfel by die engele van sy geboorte? Wie en wat hy is? Nee. Was daar twyfel toe hy weggegaan het in die wolke? Wie en wat hy is? Nee. So van sy geboorte tot sy vertrek, was daar geen confusion gewees by die engele oor wie Jesus is nie. Die wêreld verander, mense spekuleer, mense raak slim julle, bitter slim. Ons raak eintlik te slim vir onsself partykeer. Maar daar's soveel mense wat so slim raak, dat hulle selfs te slim raak vir Jesus. Want ons wil oor allerhande dinge redeneer met betrekking tot Jesus. Maar ek sê nou vir jou, as jy gaan vir die engele gaan vra, wie en wat is Jesus? Gaan hulle sonder twyfel vir jou sê, hy's die verlosser, hy's die saligmaker, hy's die seun van God. Hulle gaan vir jou vertel van sy mag, hulle gaan vir jou vertel van sy krag, hulle gaan vir jou vertel van sy majesteit, hulle gaan jou vertel van wie en wat Jesus is, en wat hy in die Ou Testament gedoen het, en wie en wat hy is, en wat hy deur al die eeue gedoen het, selfs voor die skepping, want Johannes 1 vers 1 sê vir ons, nog voor enige iets was hy reeds. Hy is nie eers gebore in Lukas nie, of in Matteus nie, hy was nog altyd, in die begin was die woord, en die woord was God. Johannes 1 vers 1. So hulle twyfel nie wie hy is nie. Die engele se boodskap was konstant, al die pad. Die wêreld verander, mense se prioriteite verander, mense se sienings verander, mense se ervarings verander, maar die feite bly dieselfde. So, en jy kan vir my, ek weet jy kan al confused vanoggend hier so sit, en vir my sê, Marius, waarop stuur jy af? Wat met jou gebeur? Julle, daar se dringend in my hart, die afgelope week, dat ons net van vooraf besef, en dit klink dalk na Sonnaskool 101, maar besef ons wie Jesus is. Besef ons sy krag. Besef ons sy majesteit. Besef ons dat hy die seun van God is, van die begin af. Hy het nie iewers daar in die Nuwe Testament toe inkarneer hy homself of wat ook al nie. Hy was, hy is, hy sal altyd wees. En die feite oor hom het nog nooit verander nie. En die engele is glad nie confused nie. Hulle verklaar hom as Messias. Hulle verklaar hom as sy verlosser. Hulle kom ondersteun hom in sy gebed. Hulle staan by hom. Hulle wou hom sekerlik protect ook. Maar hulle het van beter geweet. As kind het ek altyd hierdie storie in my kop gehad, vandat ek die eerste keer die kruisstorie gehoor het, en Jesus aan die kruis en die simpel ooms wat hom so geslat het, en alles, en skies, ek in 'n mens se kop, vanaand, jy weet, ek kan julle verstaan, al my probleme lê hierso, né, hierdie stukkie. Die res is nie te lekker nie, maar die groot probleme lê hierso.
Maar ek het altyd hierdie storie imagine van Jesus wat in die kruis hang en daar wil hulle vir hom sê, kom af en dan gaan ons in jou glo. Het ek altyd gedink, hoe kan hy nie afgeklim het, hulle net gehelp het en dan net weer teruggeklim het en dan maar vir ons sondes dood gegaan het. Of net vir hulle gesê, wepe, ek sien julle, ek kan dit doen, glo nou en dan klim hy weer terug op die kruis. En die ooms wat hom so geslaan het, ek haat hulle. En ek verstaan hierdie goed nie. Maar as ek dink wat hy vir my gedoen het, dan vat ek dit. En dan aanvaar ek dit. Want die engele het nooit getwyfel nie, julle. Die engele het nooit gedink, wie is Christus? En ek wil hierdie kan jy as 'n ekstra, moenie nou al afneem nie, ek gaan vir jou nou later, net so voor ek afsluit, gaan ek vir jou hierdie slide maar net met nog goed bysit, en dan kan jy 'n Bybelstudie daaroor gaan doen as jy wil, saam met dit wat in die boekie is. Hierdie is nie in die boekie nie, dit het ek nou in die week eers vir jou geskryf. Maar wat is Christus se identiteit? En daarvoor kan jy nou teksverse gaan kry. Wie is Christus? Het jy al bietjie, wanneer laas het jy gedink aan wie is Christus? Christus is die Seun van God. Jy weet dit. Maar miskien moet jy net 'n lys gaan maak, en hierdie lys van my is nie eers volledig nie. Christus is die koning van die konings. Hy's die herder. En elke keer verander daar iets, julle. As seun van God kan ek hom op 'n manier ervaar en ek wil amper sê jy kan hierdie lys vat en dan gaan bid jy op 'n ander manier. Dan aanbid jy hom op 'n ander manier. As jy hom gaan aanbid as die seun van God, gaan jy sekere goed vir hom sê as die seun van God en jy gaan sekere erkentenisse maak. Maar wanneer ek aan hom dink as die koning, dan dink ek heeltemal anders aan hom as die seun van God. Is julle by my? Maak ek sin? Maar as ek aan hom dink as die herder, dan raak dit personal. Nou dink ek nie aan hom daar ver op 'n troon as 'n koning en ek moet buig en ek moet, jy weet, in sy troonkamer inkom en nou is hy my herder, nou is hy lei my, hy beskerm my, hy's by my. Psalm 23 kom op en daai tipe goeders. Nou aanbid ek hom anderster. Nou weet ek wie Jesus is. Ek dink jy nou klaar al 'n beter idee wie Jesus is. Maar hy's ook die verlosser. Hy's die hoëpriester. Hy's die oorwinnaar. Hy's die erfgenaam van alles. Hy's die lig van die wêreld. Julle kan nog, ek dink ons kan nog 30, 40, 50, 60 goed gaan bysit. Maar ek dink dis wat ons baie keer mis. Verstaan julle wat ek probeer sê? Dis kom ek daai ding van Divan en nou ek het dit gemis. En baie keer in omstandighede mis ek sekere van hierdie goeters. Want as ek siek is en ek is af en ek voel depressief en ek voel nie lekker nie, dan mis ek baie keer dat hy my herder is. As dit finansiëel nie met my so goed gaan nie, dan mis ek dat hy my voorsiener is. Dis nie eens op die lys nie. God is my provider. En ek vergeet dit baie keer, en ek weet dit voel nie altyd so nie, as jy sukkel, is dit voel nie, jy bid en jy voel, maar hoekom gebeur dit nie soos ek bid nie? And I've been there. Ek wil met jou eerlik altyd wees, ek gaan nooit vir jou sê, ja, nee, my gaan dit net altyd goed, I've been there, dan dat, got 'n t-shirt nie, julle weet ek jok as ek dit sê. En ek sê tipe ou wat vir jou wil jok nie, ek mag nie, wil nie vir jou jok nie. Maar as goed is soos, Jesus het alle mag, dis ook nie daar nie. Maar dis sulke goed wat jy kan bysit. Hy is die Messias, so kan jy gaan bysit. So wat is jou siening oor Jesus? En wat mis jy? Ek dink ons mis wanneer ons Jesus koppel aan ons omstandighede. Ek wil hê, hy moet net vir my daar wees, soos ek hom nodig het. Maar ek mis die groter prentjie van wie hy werklik is. Maak dit sin wat ek probeer sê? Die demone herken sy gesag. Julle weet wie die demone is, né? Die demone is gevalle engele.
Hulle ken sy heerlikheid. Hulle is daai derde van die engele wat agter Lucifer aangegaan het, wat die hoofengel was, wie Lucifer mislei het. In sy glorie, in sy mag. En toe hy val, het die duiwel, die Satan, hierdie demone onder sy mag. Maar weet jy wat vir my amazing is, wanneer ek in die Bybel gaan lees, die demone twyfel ook nie wie hy is nie. Julle het dit geweet? En dis, ek gaan vir jou 'n paar wys. Jesus is besig om in die sinagoge te leer, en 'n duiwelbesetene luister na hom, terwyl hy teach. Né? So, net so by the way, almal is welkom in die kerk. Maar hy kan nie die teaching vat nie. En hy sê, hou op! Wat het ons met u te doen? Hoor gou hierso, Jesus Nasarener. Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u. Ek weet, u is die heilige van God. In die sinagoge. Het die demone getwyfel oor wie hy is? U is die heilige van God. Die demone twyfel nie in wie hy is nie. Hulle mis dit nie. Maar ons mis dit. Hulle twyfel glad nie oor wie hy is nie, want hulle het hom ervaar. Ouens, en dit is iets wat in my hart vasgeslaan het, van die engele twyfel nie wie hy is nie, die demone twyfel nie in wie hy is nie. Kyk na die volgende ene, die besetene van Gadara, wat sy naam Legio was, want daar was baie duiwels in hom gewees, 'n legio, duisende duiwels was binne hom gewees. Toe Jesus vra, wat is jou naam? Toe sê hy, Legio is my naam, wat eintlik beteken baie duiwels. Hy sê, hy het geskree met 'n groot stem en gesê, wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Twee goed kom uit hierso. Hierdie demone, duisende van hulle, erken hom, Jesus, as die seun van die Allerhoogste God, terwyl die kerkmense staan en hom uitjou en uittrap en ongelowig oor hom is. Terwyl hulle die profeseë geken het. Maak ek my punt volgend. So as jy eers Jesus ervaar het, sy mag, sy krag, sy majesteit, wie en wat hy is dit logies dat jy sal weet wie Jesus is. Die demone het nie getwyfel nie, en dit sê baie. Ek gaan vir jou laaste voorbeeld gee. Matteus 8 vers 29 tot 31. Weereens, meer as een demoon. Hoor hoe herken hulle sy mag hierdie keer. Hulle sê, en met eens skree hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, seun van God, het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig. Hulle weet daar is 'n pyniging wat vir hulle voorlê. Het u gekom om ons voor die tyd te pynig. Hy sê, en ver van hulle af het 'n groot trop varke gewy, en die duiwels het hom, sê saam met my, gesmeek. En gesê, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke in te vaar. Sy mag, sy majesteit, sy toelatende wil, alles het hulle erken. Want hulle het geweet, as hulle nou in die buitenste duisternis in verdelg, is dit tickets met hulle. Vir altyd en ewig. Die demone het nie getwyfel in wie Jesus is nie. Hulle sê, ons weet wie u is. Hulle debatteer nie eers oor wie Jesus is nie. Hoeveel debatte het jy al ingesit van gelowiges, kinders van die Here, om 'n braaivleisvuur in jou familie, en waar ook al wat mense oor Jesus wil redeneer, en hulle raak die grootste klomp twak kwyt, verskoon my Afrikaans. Want almal wil slimmer wees as 'n kas vol apies. Of 'n boom vol uile. En al wat ek sê is, wat weet jy?
God weet. Die engele weet. Die demone weet wie hy is. Hoekom twyfel ek? As ek teruggaan na daai lys nou, dan, en ek begin hom dan, ek leer hom ken in verhouding julle. Ek leer hom nie ken voor wedergeboorte nie. Inteendeel, voor wedergeboorte het ek nie 'n klou wie hy is nie. Al dink ek weet. Ek wil net vir julle nog 'n versie gee hierso. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo ook. En hulle sit daar. Jakobus 2 vers 18 en 19 sê dat die duiwels glo ook, maar onthou nou net, hulle glo aan hom, nie in hom nie. Daar's 'n verskil. So, daar's baie mense wat glo aan God. Dit's goed. Dit is goed om te glo aan God, aan sy bestaan. Dat daar wel 'n party mense wil dit mos so half, hulle praat so in die algemeen. Ek weet nie of jy al in 'n gesprek was met mense om so, hulle swaai hom so. So hulle sê, nee, ons almal glo in 'n groter mag. The great force, nature. Die natuur sê. Die natuur se sissie, man. Sorry. Of jy glo in God of jy glo nie in God nie. Jy kan nie net aan hom glo nie, want dit help jou niks om aan hom te glo nie. Hier staan dit in die Bybel swart op wat ek sê dit nie, God sê dit. Die duiwels glo ook, maar hulle sit daar. Want hulle weet hulle glo net aan hom, hulle glo nie in hom nie. So met ander woorde, wat sê ek vir jou? Dat geloof aan God se bestaan maak jou nie 'n kind van God nie. Verlossing uit genade en wedergeboorte maak jou 'n kind van God. En dan begin jou verhouding eers met hom. So wat weet die demone? Wat het ons gemis? Hulle glo. Maar dit wys ook vir my die volgende, dat geloof is meer as kennis. Geloof is oorgawe. Geloof is vertroue. Geloof is verhouding. Die demone leer my, dis moontlik om alles van Jesus te weet, maar die punt te mis. Het jy al ooit so daaraan gedink? Kennis help my niks. Maar die mense het dit gemis, julle. Soos wat die van die ronde huisies gemis het, so mis ons dit. En dis kom ek nie wil weet, wat weet Driekus wat ek nie weet nie. Hy dink ek weet, maar ek weet nie. Dalk dink ek weet. Julle verstaan nou my inleiding. So wat weet jy van Jesus wat jy nie weet nie, of dalk wat dink jy weet, wat jy dalk moet weet, wat jy nie weet nie. En die enigste manier om dit uit te klaar is om in verhouding met hom te wees. Sodat hy homself aan jou kan openbaar. En as jy twyfel oor jou verhouding met Jesus, dan moet jy praat. Ek gaan gou 'n paar versies gee. Mense het dit gemis. En hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. En die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle dink hulle weet, maar hulle weet nie. Nog 'n vers 10 en 11, sien julle? It's amazing. Mense mis hom. Markus 6 vers 3. Nou sy in sy eie tuisdorp. En nou sê die Bybel vir my, hy kon nie as wonderwerke daar doen nie weens hulle ongeloof. Kan jy dink dat mense so ongelowig kan wees dat hy nie eens kan wonders doen nie, want hulle ongeloof blok hom? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? Is sy susters hier by ons nie? En het hom aanstoot aan hom geneem. Sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Hulle het gedink hulle weet, maar hulle weet nie. Hulle weet wragtig nie. Sorry. Is dit lelik om dit te sê? Marius. Die mense het dit gemis. Die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, die fariseërs het die Torah geken uit hulle koppe uit. Maar toe hy voor hulle staan, al die profesieë wat die profete gegee het, al die profesieë wat Jesaja gegee het, alles oor Jesus en sy geboorte en hoe hy gebore gaan word en waar hy gebore gaan word en alles, ewe skielik maak niks vir hulle sin nie. Maar hulle is wetgeleerdes. Hulle is skrifgeleerdes. Hulle is fariseërs en sadduseërs. Hulle sal eerder sit en stry oor die opstanding, die sadduseërs en die fariseërs, as hulle sal stry, dat hulle gaan ondersoek instel, wie is die Messias?
Het ons dit nie dalk gemis nie? En miskien is daar 'n lesie vir ons ook vandag. Wat mis ons? Want mense kling my mis dit. Die vraag is, wat wil hulle hê? Wat was hulle verwagting van hierdie Messias? Kan ons dalk dieselfde fout maak? Ek weet nie. Miskien maak ons dieselfde fout, ek weet nie. Deur om eenvoudig te beperk dat Jesus net is wat ek hom wil hê, in plaas van wie hy werklik is. Ek mis baie keer in my eie lewe sy doel. Ek mis sy plan. Ek mis sy tydsberekening. Ek mis my tyd met hom. Ek mis om sy wil te soek. Ek mis sy liefde. Ek mis baie keer sy voorsiening. Ek mis baie keer sy bystand. Want ek is so besig om te lewe in my eie perspektief dat ek hom mis. Jy kan sê, Mary, speak for yourself. As Jesus net my probleme kan oplos, as hy net my planne kan seën, as hy my net gemaklik kan maak, as hy my gebede net kan hoor, as hy my net kan beskerm, maar dan vergeet ek sy lof, sy eer, sy plan, sy tyd. Dalk moet ek sê, soos die demone gesê het, ek weet wie u is. U is die seun van God. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan 'n demoon aanhaal in 'n preek nie. Maar hulle het iets raak gevat, want hulle weet wie hy is. Ek sluit af. Petrus kom tot die openbaring. En toe Jesus van die streek af van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, hoor eers die wanpersepsie. Hy sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige sê jy is Johannes die Doper, en sommige sê jy is Elia, ander sê jy is Jeremia, of een van die ander profete. En nou sê hy vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En nou begin die wielietjies te draai. Nou is dit nie meer wie sê hulle nie, want hulle weet nie wat jy weet nie. Wie weet wat hulle weet? Wat weet jy? Hoe ervaar jy hom? En Simon, obviously, antwoord. En hy sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Daar's 'n openbaring, hier's 'n deurbraak. Jesus sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Dalk het Petrus dit eerste besef daar. Dalk was Petrus net die spreekbuis, maar iewers het 'n pennie gedrop vir Petrus, van wie Jesus werklik is. Die engel het hom verklaar as Messias. Dankie vir die dekor. So beautiful, het ook die instap, die eerste ding wat ek aan gedink het is die verbondsark se deksel. Ek weet nie hoe, ek kort net nog 'n engeltjie, nie, is nie kritiek nie, ek sê maar net, dadelik het my kop gegaan na die verbondsark toe. Dit is net so mooi, dit is net hierdie uitbeelding is so fantasties, dankie vir die dekorbediening, julle is regtig amazing. Die vraag is, wie is Jesus nie, maar wie is Jesus vir my? En ek dink dis die vraag wat ons moet antwoord. Want jy sien, Petrus kon gesê het, u is die Christus, die seun van die lewende God. Ek en jy al daai openbaring gehad. Het ons genuine besef wie hy is. Daar is jou Bybelstudie, behalwe vir die boekie. Nou kan jy hulle afneem. Want jy sien, die feit dat Jesus daai goed is, maak dit iets van my. Sal iemand dit met Elsie dalk net deel op 'n stadium? Asseblief. OK, Elsie, ek gaan dit nie net vir jou sê nie, ek gaan dit vir myself sê en ek gaan dit vir die res van die gemeente sê. Onthou ons het nou gesê, Christus is die seun van God. Wat maak dit van my? Daarom kan ek 'n kind van God wees. Jesus is die koning. Dit maak van my 'n burger
van sy koninkryk. Sien julle die voordele van om te besef wie Jesus is? Jesus is die herder. Ek is deel van sy skapie, sy kudde. Jesus is die verlosser. Jesus het my verlos van my sonde. Jesus is die hoëpriester. En daarom het ek toegang tot God, want hy tree vir my in. Jesus is die oorwinnaar. En die Bybel noem my meer as 'n oorwinnaar. Jesus is die erfgenaam van die koninkryk van God. En die Bybel noem my 'n mede-erfgenaam van Christus. Jesus is die lig van die wêreld. En ek moet sy lig reflekteer. Of sy lig dra. Kennis van Jesus is nie goed genoeg nie, want die demone weet dit ook. Moenie Jesus inpas by jou verwagtinge, of hoe jy wil hê, dat Jesus moet wees nie. Leef asof die wederkoms van Christus vandag is. Erken hom as werklik. Dalk moet ek en jy elke dag onsself vra, erken ek Jesus se mag? Erken ek Jesus se gesag? Of is ek in beheer? Who's in charge? Leef elke dag asof Jesus reeds op pad is. By sy geboorte het die engele hom verkondig. In sy bediening het die demone hom herken. By sy kruis het heidene hom bely. By sy opstanding het die dood sy angel vir ewig niks seggend geword. By sy hemelvaart het die engele sy mag en sy krag en sy wederkoms bevestig. En eendag as hy gaan terugkom, sê Filippense 2 vers 10 en 11, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is. As jy dit nie nou wil doen nie, gaan jy dit eendag doen. I'll rather do it now. Mag die Here vir jou seën. Ek hoop daar stof tot nadenke. Amen. Hemelse Vader, ek het baie gebid en ek was baie op my senuwees vanoggend. Want ek het nie geweet of ek reg gaan oorkom en of mense gaan verstaan wat aan my koppie aangaan nie. Maar ek weet, Here, dat U is nie net 'n verlosser nie, U is die verlosser. U het nie mag nie, Here, U is almagtig. U weet nie net nie, U is alwetend. U bestaan nie net sommer van een of ander stadium af nie, U is ewig. Ek weet ook, Here, dat U het mag en krag oor elke siekte, elke nood, elke behoefte, elke mens. En ek kom bid in hierdie oomblik, Here, van hierdie voorste ry af, regdeur, tot heel agter, teen die muur agter, en in die moederskamer, en daarbo in die klankkamer. Elke mens wil ek nou in die afgee. Dit wat elke ou se behoefte is. Ons voor die voete kom neerlê. En ons wil U almag kom vertrou. Dat U elkeen van ons sal kom help om dat die openbaring na ons toe kan kom. In ons omstandighede. Wie Jesus is. Help ons daartoe. Geef ons genade in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle. Amen.